Ons begin hierdie erediens in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Ons sit dit voort in die krag van die Gees wat in ons woon en in ons werk. En ons sluit dit af in die omhelsende genade van ons Vader, wat ons so lief het en wat ons toevou met sy goedheid en sy guns. Amen. Gemeente van Waterval en vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Ons tema vandag is, soek ons net genade of 'n genadige God? Ek gaan lees uit Psalm 130 en Lukas 18. Kom ons buig die hoofde en bid saam. Wonderlike Here, ons het gekom vanoggend hier as u gemeente en as vriende van Waterval om u aangesig te soek. Ons het so pas vir u met die lied besing, want u is lofwaardig. As ons dink oor u en wat u vir ons doen, dan kan ons nie anders as om vir u dankie te sê. En ons teenwoordigheid by hierdie diens vanoggend is 'n stukkie van ons dank. So aanvaar ons teenwoordigheid, Here, omdat dit uit die hart uitkom. Maar ons is ook hier om te hoor wat u vir ons sê. So sal u uit die woord uit met ons praat en vir ons 'n troostboodskap gee. Maar ons is ook hier om nagmaal te vier. En hier is die tekens, Here, ons sien op die tafel die brood en ons sien daar eenkant die wyn en ons kan dit ook ruik. En u wil daarmee vir ons versterk, ons geloof versterk en vir ons laat besef dat soos wat ons die brood breek en soos wat ons die wyn drink, so het Jesus sy lewe vir ons gegee aan 'n kruising om ons met u as die Vader te versoen. En dit is 'n stukkie genade. So Here, aanvaar dan ons pogings as mense en gebruik u die geleentheid om deur u Gees vir ons beter te maak deur die woord en deur die sakrament. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Soek ons net genade of soek ons 'n genadige God? Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na u, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulp geroep. As u ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by u is daar vergifnis, daarom word u steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here Israel. Want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Dan in Lukas 18 vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself gebid: O God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word.
Tot sover ons skrif lees. Ek hoor baie keer mense wat vir my sê, ek kan nie na die nagmaal toe kom. Ek kan nie die nagmaal bywoon nie, want jy weet dominee, daar's soveel goed in my lewe wat verkeerd is. Ek voel so ver van God af oor dinge wat in my verlede gebeur het. Hoe kan ek in my toestand, met my reputasie, met my sonde, kom nagmaal gebruik? Ek hoor ook mense wat sê, ek is kwaad. Ek is kwaad vir God. Ek is kwaad vir iemand. Ek is kwaad vir my ex-man of my ex-vrou. Ek is kwaad vir my kinders. Ek is kwaad vir die Here, omdat hy iemand wat kosbaar is in my lewe weggeneem het. Of ek hoor iemand wat sê, ek is net nie goed genoeg om die nagmaal te kom bywoon nie. Miskien sit jy op vanoggend hier met gemengde emosies en gevoelens, wat jy wonder, moet jy nagmaal gebruik? Moet ek dalk maar die beker en die brood by my laat verbygaan? Ek is dalk net nie reg daarvoor om dit te gebruik nie. Want daar's dood eenvoudig net te veel goed in my lewe, wat my pla en wat verkeerd is. Regtig? Moet iemand wat so voel en so dink, nie nagmaal gebruik nie? Weet jy, ek wil tog vir jou 'n stukkie troos gee. As jy vanoggend een van daai mense is wat sit met goed in jou gemoed, wat jy wonder of jy die nagmaal moet gebruik of nie, dan wil ek vir jou sê, jy's in goeie geselskap. Want selfs ek wonder of ek reg is om nagmaal te gebruik. En as ons nou lees wat die Here Jesus sê oor die fariseer en die tollenaar. Nou julle weet, die tollenaar was verskriklik gehaat in sy omgewing in Israel. Want hy het vir die Romeine gewerk. Hy was eintlik niks anders wat ons sou noem 'n tax collector. En hy het in opdrag van die Romeinse regering dat hy gaan geld haal by die lede of by die huise. En dan het hy gesê, hy het nog gekom en sê, Freddy, jy moet R12 belasting betaal, maar eintlik moet hy net R10 by jou kom haal het. En hy het R2 in sy sak gesit. En hy was 'n Jood. So daar's gevoel uit sy mede-Jode het hy uitgebuit en hy het homself verryk en hy was gehaat daaroor. Tollenaars en die fariseërs gesê, laat jy nie eers jou huis toe nie. Jy's onrein as jy met 'n tollenaar meng. En hier kom hierdie tollenaar met hierdie reputasie, met hierdie gemoed. En waarskynlik het alles wat hy hoor, die negativiteit oor die feit dat hy tollenaar is en dalk 'n paar goed in sy lewe, kom slaan hom op die bors. Hy sou vanoggend ook dalk by daai deur kom staan het en gesê het, ek is nie goed genoeg om die nagmaal by te woon. En as ons na hierdie psalmdigter luister, of dit nou Dawid is of nie, dit maak nou nie saak wie dit geskryf nie. Dis 'n boetepsalm, een van 7 boetepsalms. Martin Luther het by geleentheid gesê, hierdie is my geliefkoeste psalm. Miskien omdat hy ook die wet gesien het, die 10 gebooie, as jou tugmeester na God toe. Want wanneer jy die wet van die Here lees, dan ontdek jy iets van jou stikkendheid en van jou armoede voor God. En dis 'n psalm van iemand wat werklik waar stikkend voel voor God. Want as ons na hierdie psalm kyk, wat hoor ons? Ek sak in die donker dieptes weg. Hierdie persoon voel asof daar nie vir hom hoop is nie. Asof sy sonde en sy gebrokenheid voor God so groot is, dat daar nie vir hom ruimte by die Here is nie. Hierdie donker dieptes het hulle geïnterpreteer, selfs so ver dat jy amper na die doderyk toe afsak. Dis 'n persoon wat moedeloos is oor homself, wat begin opgee en sê, daar's nie vir my hoop by God nie. Ek is so ver en so stikkend met sonde en verkeerdhede en boosheid in my lewe, dat ek in hierdie donker dieptes na God roep. Het jy al so gevoel? Menige rond het ons almal by geleentheid so gevoel. Ook gevoel dat daar's net nie hoop nie.
Hoe kan God met 'n mens soos ek bemoeienis maak? Oorweldig deur ons skuldgevoelens. Net soos die tollenaar, wees my barmhartig, Here, ek het niks wat ek op die tafel kan sit nie. Ek het niks wat ek oor kan breek nie. Ek is soos die boemelaar op die hoek van die straat, wat met 'n leë hand voor God kom staan, en sê, help my. Iets wat ek raak lees in hierdie Psalm. Hierdie man kom soek nie net genade in Lukas 18. Hy kom soek die genadige God. En dis wat ek en jy vanoggend doen wanneer ons hierdie nagmaal gebruik. Is dat ek nie net die genade weer wil deelagtig word nie, maar ek kom soek na hierdie genadige God wat sy liefde, sy vergifnis en sy omgee aan ons uitdeel. Dis wat ons hier kom maak. Iets wat ek in hierdie Psalm raak lees, as ek hom lees van vers 1, 2 en 3, is iemand wat erns maak met die besef van sonde. En as ons vir 'n oomblik daaroor moet nadink, hoe ernstig is ek en jy oor sonde? Weet, julle ken mos daai eksperiment van Pavlov, né? Wat jy in warm water sit, en hoe warmer die water, hoe lekkerder is dit tot die goggetjie doodgaan, die paratjie doodgaan. En dit is wat sonde aan ons doen, ons raak dit gewoond. Ons kan self sonde goed praat. Ons kan dit motiveer waarom ons sekere verkeerde goed doen. Ons is nie meer ernstig oor sonde, want die wêreld waarin ons lewe is mos een groot grys area waar dit baie moeilik is om te onderskei tussen reg en verkeerd. Want ons lewe in 'n tyd van individualisme waar elkeen sy opinie het en sy gedagte het en elkeen kan sê wat ek doen is reg in my oë. So moenie jy vir my kom sê wat om te doen nie. En dominee, wie's jy om vir my te kom sê? Ek sal vir myself besluit. En so is sonde besig om ons te oorkruip en te verwoes en te vernietig. Is daar enige goeie ding wat ons kan sê oor sonde? Sonde is in sy wese opstand teen God. Soos ek met sonde besig is en ek weet dis verkeerd en ek hou aan om dit te doen, sê ek eintlik, Here, ek sal maak wat ek wil. Ek steur my nie meer aan wat U wil hê nie. Ek is die baas van my plaas. Ek maak soos ek wil. En nie U sal eers vir my sê wat om te doen nie. Die Bybel sê nie verniet dat God haat sonde nie. Want wat is die gevolge van sonde? Ons kan reg in die begin van die Bybel gaan lees wat het dit gedoen. Dit het alles omgekrap. En ek en jy weet dit, wanneer ons met sondige goed in ons lewens besig is, wat is die gevolge daarvan? Dit verwoes, dit vernietig, dit breek af, dit mors verhoudinge op. Daar's niks goeds wat ons oor sonde kan sê nie. En daarom verwag die woord ook van jou en van my, dat die enigste ding wat ek in hierdie lewe met 'n passie moet haat, is sonde, omdat dit so negatief is. As jy gedink het, sonde is nie erg nie. Sonde is so erg, dat God geen ander uitweg gesien het nie, as om sy eie seun te laat doodmaak aan 'n kruis. Die wreedste dood wat 'n mens kan aandink. Dis hoe erg sonde is. So voor ek en jy weer met sonde speel, wanneer daai versoeking op my pad kom, wanneer ek daai ding gaan doen wat ek weet hier binne-in is verkeerd, omdat ek weet wat God van my vra as sy kind, dink vir 'n oomblik daarna, of daaroor. Dit was so erg. Sonde is so erg, dat net Jesus Christus, die Seun van God, sy lewe daarvoor moes afneem. Dit so erg sonde is. So ek en jy moet weer begin om 'n sonde besef te kweek. Laat ons maar bid wat op Psalm 19 staan. Here, dat alles wat ek sê en alles wat ek dink vir U aanneemlik is.
Here, bewaar my, soos die onse Vader sê, help my met versoekinge op my pad. Gee my die krag en genade om sonde te kan weerstaan. Bid dit elke dag, want sonde is nie speelietjies nie. Sonde verwoes. En dan gaan die psalmdigter voort, en sy moedeloosheid en sy verlorenheid waar hy na God roep, slaan om in vertroue van in God se genade en God se vergifnis. Wanneer ons oor sonde praat, kan ons nie anders as om oor God se genade en vergifnis te praat. Ek kom nogal iets in die Psalm agter van die Heidelbergse Katekismus. Jy onthou die derde belydenis, of een van die belydenisskrifte, die 3 formuliere van eenheid. En ons het al baie vir mekaar gesê, die katekismus is in 3 dele gedeel, sonde, verlossing en dankbaarheid. Hier het hy gesoek in die verlorenheid van sy sonde. En hier kom die vergifnis, en hy sê, God vergewe. En hy sê dit in vers 7 weer, hy is 'n liefdevolle God. Hy is 'n God wat vergewe. So wanneer ek in my sonde en in my nood na God toe kom, is daar vir my hoop. Is daar vir my verlossing. Is daar vir my vergifnis. Ek kom terug na Christus toe. Want toe hy aan die kruis uitgaan het sy laaste woorde was 'n kreet wat hy uitgegil het. Tetelestai. Dis volbring. Dis genoeg. Jy het niks meer nodig as ek nie. Wat ek vir jou hier aan die kruis gedoen het, is vir jou genoeg. Daar's niks wat jy kan doen om dit beter te maak nie. Of om dit voller te maak nie. Glo dit, dat Jesus Christus vir jou aan die kruis uitgesterf het, en sy lewe vir jou gegee het. My en jou sonde op hom geneem het. Die oordeel en die straf van God op hom geneem het. God verlate gewees aan die kruis, sodat ek en jy nooit God verlate hoef te wees nie. Daarom, tetelestai, is genoeg. En dis wat hierdie digter, in hierdie psalm ook agterkom. By God is daar volkomenheid van vergifnis. Julle weet die woordjie vergifnis het eintlik maar ook 'n betekenis van die las van jou aftaal en weg te gooi. Psalm 103 sê dit vir ons so mooi, ek dink nooit weer daaraan nie. Dink nie daaraan nie. As God jou vergewe het, het hy jou vergewe. Dit is afgeskryf, dis nie soos mense nie, né? Nie soos die tannie wat sê, dominee, maar jy weet, sy blaai so na boekies, sy sê, 25 jaar terug het hy dit gesê. En 28 jaar terug, God werk hier baie beginsel. God vergewe en vergeet. Dit is hoe die genade van God werk. En dit is wat ek en jy vandag weer eens vier met hierdie nagmaal. Is hierdie wonderlike genade en vergifnis wat ons in God het. Ons moet versterk word deur die brood en die wyn. As ons hier uitstap, dan stap ons met hoop en met eintlik 'n huppel in ons stap vanoggend hier uit. Omdat ons weer eens die genade van God gesien en geproe het en dit deel van ons geword het. Ek wil afsluit. Sy liefde is getrou, sê die psalmdigter in vers 7. Hy bly vergewe. Sy liefde is getrou. Dit laat my dink aan Hosea 11. God stoot nie weg. God maak sy kinders by mekaar. God vergewe sy kinders. Net soos 'n goeie pa en 'n ma. Wanneer my kinders stout is, ja, hulle maak my kwaad en ek absoluut miskien gou op die bout, maar hulle bly my kinders. En ek bly lief vir hulle. En ek vergewe hulle, oor en oor en oor. Partykeer hoor ons die wreedste goed wat kinders, veral volwasse kinders aan hulle ouers doen. En dan hoor jy by die ouers, maar dis my kind. Ek bly lief vir hom of vir haar. Al het hulle wat gedoen. As ons so werk met ons kinders,
Hoeveel te meer nie die Vader wat in die hemel is nie. Hoor maar die woorde van die Here Jesus as hy praat in die gelykenisse oor die goeie Vader en die kinders. Hy bly vergewe. Kom ons sê nou maar, God het 'n hart soos 'n taxi. Altyd plek vir nog 'n bietjie genade, vir nog 'n bietjie vergifnis. Nog plek, altyd plek vir vergifnis. En dan sluit hy die Psalm af. God verlos Israel, sy kinders. Ons is die nuwe Israel. En dit is asof hierdie digter dan sê, wow, as God so werk met ons, hoe antwoord ons? Dan lewe ek vir die Here. Dan doen ek moeite om sy woord te gehoorsaam. Dan leef ek deur die Heilige Gees. Ek haat sonde. Ek weerstaan versoekinge. Ek gee my hart en my lewe. En soos die katekisme sou sê, die derde deel, 10 gebooie wat daar behandel, ek doen wat God van my vra, omdat ek hom lief het. Ek het op huisbesoek 'n hele paar keer gelees, Johannes 14 vers 15, waar die Here Jesus sê, as julle my lief het, sal julle my gebooie gehoorsaam. Dan doen ek wat hy vir my vra, want ek het hom so lief, want hy is so goed vir my. Derde deel word ook die gebed behandel. En ons kan maar daarby sit. My verantwoordelikheid is lidmaat van die gemeente van die Here. Dan leef ek in dank voor God. En as Dawid die volk saam met hom in hierdie Psalm wil oproep, wees so bly dat God ons red. Ons wil vir hom lewe. Kom ons doen dit. Amen. Ons gaan nou oor na die tweede deel van ons diens, waar ons dan die nagmaal gaan bedien, maar dalk net 'n paar woorde sê oor die nagmaal. Eerstens, jy is hier vanoggend, en dis die Gees van die Here wat jou gebring het. Al het iemand jou genooi, is die Gees wat jou gelei het om hier te wees. Tweedens, jy is hier as 'n stikkende mens, ek ook. Want ons almal worstel. En ons almal sukkel. En baie dae gaan dit beter as ander dae. En baie keer voel dit vir ons, ek is net nie goed genoeg. En dan soek ons maar weer die Here se teenwoordigheid deur sy Gees in ons lewens. Jy is hier omdat jy dankbaar is vir wat God in jou lewe vir jou te doen het. So kom hier is. Jy is hier omdat jy saam met jou medebroers en susters, ons familie, ons is familie, saam deel van die een brood. Dis hoekom ons hier saam is. So ons is hier om fees te vier en wat die Here vir ons gedoen het. Jesus het in die nag voor hy gevange geneem is, het hy vir sy disippels gesê aan die tafel, kom ons doen dit. Kom ons doen dit dikwels. Elke keer as julle dit doen, dan dink julle deur hierdie brood en hierdie wyn wat ek vir julle doen. So dit is eintlik ook 'n gedagtenismaal. Ons dink weer vir 'n oomblik net na aan wat die Here Jesus gedoen het. So voordat ons oorgaan na die uitdeling van die wyn, want die brood is reeds op die tafels, ek het vir die meeste tafels gevra dat iemand net die leiding sal neem in die tafel, om die brood te breek en aan te gee, en dan sal ons die wyn ook uitdeel. Ons gaan dan almal saam eet en almal saam drink. Maar voor ons dit doen, kom ons buig die hoofde dit saam. Wonderlike Here, dit is vir ons 'n voorreg om vanoggend hier te wees en aan die nagmaaltafel te sit. Want ons voel baie keer maar 'n bietjie broos, bietjie stikkend, bietjie soekend, en ons het hier gekom om inderdaad weer versterk te word in die geloof. U kom gee vir ons hierdie prentjies van die evangelie sodat ons dit kan waarneem met die oog en dat ons dit kan ruik met die neus en kan sluk met die mond.
om seker te kan wees dat Jesus vir ons betaal het, volkome genoegsaam met sy lewe aan die kruis. En dat dit vir ons tot verlossing gereken word deur die geloof in Jesus Christus. So Here, wanneer ons nou die tekens ontvang en neem, seën dit Here, en seën ons in die gebruik daarvan, en laat ons vanoggend versterk uit mekaar uit beweeg. Dankie vir elkeen se teenwoordigheid hier. Ons is een in Christus Jesus. Amen. Die Here Jesus het in die nag waaraan hy gekruisig is, het die brood geneem en dit gebreek. En hy het vir sy disippels gesê, neem, eet en dink daaraan dat dit my liggaam is wat vir jou gebreek is as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Hy het by dieselfde geleentheid het hy ook die beker van danksegging geneem en hy het vir sy disippels gesê, dit is my bloed. Neem, eet en drink dit en dink daaraan dat dit vir jou gegee is as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Kom ons doen 'n dankgebed saam. Dankie Here, dis sulke klein goedjies, 'n stukkie brood. Ons het dit in die hand geneem en ons het dit gekou en dit is af na ons maag. En ons het die wyn gesien, geruik en ons het dit gesluk. So seker soos wat dit gebeur het, so seker is ons dat U genade aan ons geskenk het deur Jesus Christus. Here Jesus, U het die lewe vir ons gegee en soos wat ons hierdie brood en wyn deel van ons geword het, so het ons deel daaraan. Ons is so seker daarvan dat dit vir ons gedoen is. Dankie. Dankie Here Jesus dat U aan die Vader gehoorsaam was tot die dood toe. Dankie dat U op hierdie oomblik as oorwinnaar aan U opgestaan het die dood en die lewe dat U aan die regterhand van die Vader sit. En op die oomblik vir ons intree en sê, kyk Vader, hy het so pas die nagmaal gehou. Gedink en beleef wat ek vir hulle gedoen het. Skenk U weer vir hulle gemoedsrus, genade, liefde, vergifnis, want ek het so duur betaal daarvoor. Dankie vir die wonderlike geleentheid. Ons prys U as die enige God. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna kuier ons saam en eet ons lekker saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus vir ons toeval. Mag die liefde van God en die vergifnis wat daar is vir ons weer laat lewe. En mag die Heilige Gees ons tot verantwoording dwing om uit dankbaarheid voor die Here te lewe. Amen. Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is presies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip seker oor God se oseaan, en so kom ek eendag veilig by